Goeiedag, ek is Louis Jooste, die opsteller en aanbieder van die program Die Groot Opdrag. Ek groet u vanuit Olifantshoek in die Noord-Kaap in die naam van God die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Kom ons sluit die oë en dan nader ons tot God in gebed. Almagtige Hemelse Vader, in die naam van Jesus Christus ons Here, loof en prys ons u heilige naam. Dankie grote God vir die wonderlike voorreg om vandag weer 'n boodskap uit die onfeilbare woord met mekaar te kan deel. Ek vra dan ook nou dat u Gees u woord vir elkeen van ons verstaanbaar sal maak. Amen. Die vorige 4 weke het ons gesels oor die evangelie van Jesus Christus en die verkondiging daarvan in gehoorsaamheid aan die groot opdrag soos gegee aan sy disippels, maar ook aan ons, die kinders van God, in hierdie 21ste eeu. Hierdie opdrag van Jesus, indirek ook God die Vader se opdrag, is nog net so geldig soos 2000 jaar gelede. God het dit nog nie geskrap of verander nie. Hierdie opdrag van God se kinders het Jesus gegee op gesag van die feit dat hy self sê dat alle mag in die hemel en op die aarde aan hom gegee is. Hy stuur dus onder hierdie gesag en mag die disippels en ook vir ons om na al die nasies vanaf Jerusalem, na Judea, na Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld toe te gaan. Jesus se getuies te wees en in Jesus se naam bekering en vergifnis van sondes te verkondig. Verder moes die apostels, net soos ons vandag nog, die mense van Jesus se disippels, Jesus se disippels gaan maak. Nadat hulle disippels gemaak is, moet die nuwelinge in die geloof ook gedoop word in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Verder moet hierdie nuwe disippels ook alles geleer word om alles te onderhou wat Jesus sy disippels beveel het om te onderhou. Dit wil sê die evangelie. In sy groot opdrag beloof Jesus dat die apostels krag sal ontvang om hierdie opdrag uit te voer wanneer die Heilige Gees oor hulle sal kom daar in Jerusalem, waar hulle moes wag vir die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Jesus sê aan die apostels dat hulle moet onthou dat hy by hulle sal wees al die dae tot die volëinding van die wêreld. Die volledige groot opdrag met gepaardgaande beloftes van die krag van die Heilige Gees en Jesus wat by hulle sal wees tot die volëinding van die tyd, is ook vandag nog ons beloftes vanaf Jesus. Kinders van God kan nie evangeliseer sonder die krag en leiding van die Heilige Gees nie. Hierdie krag en leiding word net verkry deur gebed. In die aanbiedinge in die afgelope 4 weke het ons dikwels te doen gekry met die 2 terme bekeer en wedergeboorte. In die algemene spreektaal word natuurlik die meeste van die tyd net die woord bekeer gebruik. Ons gaan vandag sonder teologiese semantiek kyk na feite rondom wedergeboorte. Ek hou aan die bekende skrifgedeelte uit Johannes 3 vers 3 tot 6 waar Jesus en Nikodemus in 'n gesprek oor die redding van 'n siel is. Johannes 3 vers 3 tot 6. Jesus het vir Nikodemus geantwoord: Ek sê vir jou Nikodemus, en dit is seker, 'n mens moet eers weergebore word, dan sal hy weet God is sy koning. Nikodemus sê toe vir Jesus: Maar hoe kan 'n mens gebore word as hy klaar groot is? 'n Mens kan nie 'n tweede maal in sy ma ingaan en weer gebore word nie. Jesus het vir Nikodemus gesê: Ek sê vir jou, en dit is seker, iemand moet eers uit gees en water gebore word, dan sal hy weet God is koning. Wanneer iemand gebore word uit 'n mens, dan is hy 'n mens. Maar wanneer iemand gebore word uit die Heilige Gees, dan is hy 'n mens wat 'n gees het wat waarlik lewe. Ons leer uit hierdie gesprek tussen Jesus en Nikodemus
dat geen mens kan sê, hy glo in Jesus die Christus, as hy of sy nie weergebore is, onder leiding van die Heilige Gees nie. Om dus die ewige lewe, as 'n geskenk van God te ontvang, moet 'n persoon weergebore word. Dit bring ons nou by die vraag, wat is wedergeboorte? Die term wedergebore beteken letterlik gebore van bo. Die nuwe geboorte, dit wil sê om wedergebore te word, is 'n godsdaad, waar die persoon wat glo in Jesus Christus alleen vir sy of haar redding, die ewige lewe deur God geskenk word. Die sondaar wat weergebore word, word weergebore as kind van God. Dit is so belangrik. Die sondaar wat weergebore word, word weergebore as kind van God. Johannes 1 vers 12 tot 13. Daar was egter uitsonderings. Daar was mense wat Jesus die Christus met oop arms ontvang het. Hulle het Jesus die Christus en dit waarvoor hy staan, ten volle in geloof aanvaar. Omdat hulle so op hom vertrou, het Jesus alles vir hulle gedoen wat nodig was om kinders van God te word. God self het daarvoor gesorg dat hulle as sy kinders gebore word. En dit is iets heeltemal anders as om as die kind van 'n gewone aardse pa te wees, wat bloot besluit het dat hy 'n kind wil hê. Nou hoe geskied hierdie wedergeboorte? Wanneer iemand waaragtig weergebore word, dit wil sê van bo gebore word, dit wil sê geestelik hernuw word, is die persoon van dan af deur die nuwe geboorte reg kind van God. Wedergeboorte geskied slegs deur die werking van die Heilige Gees. Wanneer die Heilige Gees jou oortuig dat jy 'n verlore sondaar op pad hel toe is en dat jy 'n verlosser nodig het om jou van hierdie pad na die hel toe te red. Titus 3 vers 5. God het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Paulus skryf vir ons, of vir ons en ook vir die Christene destyds in Rome, in Romeine hoofstuk 8. As julle kies om aan te hou sondig, moet julle weet dat julle sonder God sal sterf. Ek lees hierdie gedeelte weer vir u, want dit sal u aan die dink sit. Dit sal u aan die dink sit oor die eie lewe op hierdie oomblik. Paulus sê vir hierdie Christene in Rome, as julle kies om aan te hou sondig, moet julle weet dat julle sonder God sal sterf. Maar as julle toelaat dat die Heilige Gees met julle sondige dade afreken, sal julle vir altyd saam met God lewe. Almal wat hulle deur die Heilige Gees laat lei, is kinders van God. As julle hierdie keuse maak, is julle nie langer slawe van dinge soos angs en vrees nie. Onthou, God het sy Heilige Gees gegee aan julle wat in hom glo. Dit is die Heilige Gees wat julle kinders van God gemaak het. Verder is dit ook die Heilige Gees wat nou 'n diep verlange na God in julle binneste aanwakker. Die Heilige Gees roep voortdurend in julle binneste uit, Vader, liefdevolle Vader. Hy sorg dat daar 'n onbreekbare band tussen julle en God is. Hierdie Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Tot sover die aanhaling uit Romeine. Ek wil net vir u baie duidelik dit hier stel. Geen mens, geen dominee, geen pastoor, geen priester, geen biskop, geen apostel kan vir jou sê dat jy kind van God is nie. Jy sal dit weet, want die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Dis die enigste manier wat jy die versekering het dat jy 'n kind van God is. Wedergeboorte
verskil van persoon tot persoon. By sommige persone het dit 'n lang aanloop. Hulle vroeg met gehoorsaamheid aan die Heilige Gees se stem en dan op 'n dag gebeur dit net. Alles in een oogwink. By ander is daar geen aanloop nie. Daar is geen vroeging nie. Wanneer hulle die stem van die Heilige Gees in hulle lewens hoor, gebeur oorgawe onmiddellik. Vir praktiese doeleindes kan ons die finale oorgawe aan God met wedergeboorte as volg verduidelik. Onder leiding van die Heilige Gees erken jy dat jy sonder die Here Jesus 'n verlore sondaar op pad hel toe is en dat jy Jesus Christus nodig het as jou verlosser van jou sondes en sondige lewenswyses en sodoende ook die hel. Matteus 5 verse 3. Geseënd is die wat erken en weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Onder leiding van die Heilige Gees bely jy jou sondes teenoor God en vra hom om vergifnis daarvoor. Bely jy jou onvermoë om enigiets te kan doen om God se guns te verdien. Bely dat daar vir jou sondes slegs vergifnis is deur die kruisdood, sterwe en opstanding van die Here Jesus. Glo jy dat Jesus se kruisdood en opstanding genoegsaam is vir God om jou sondes te vergewe, om jou aan te neem as kind, sy kind, en om aan jou die geskenk van die ewige lewe te gee. Onder leiding van die Heilige Gees smeek jy dan God die Vader om jou sondes te vergewe. 1 Johannes 1 vers 7 tot 9. Maar as ons in die lig is, het ons met mekaar gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Hebreërs 8 vers 12. Oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie. Onder leiding van die Heilige Gees bekeer jy jou van jou verkeerde weë, draai jy weg van jou sondes en baie belangrik, breek jy permanent daarmee. Laat staan jy jou sondes, sondige gewoontes en sondige lewenswyses wat strydig is met die wette, verordeninge en wil van God. Spreuke 28 vers 13. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, dit wil sê daarmee permanent breek, sal genade ontvang. Onder leiding van die Heilige Gees gee jy jou lewe in gebed aan God oor, deur hom te vra om jou lewe te kom regeer en 'n beheer oor jou lewe te neem. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, sê Jesus. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom of haar ingaan en saam met hom of haar die feesmaal hou en hy of sy saam met my. Om kortliks wedergeboorte saam te vat. Wedergeboorte is volledig God se werk onder leiding van die Heilige Gees. Wedergeboorte vind plaas as die Heilige Gees geloof in jou hart werk deur die woord van God. Net een ding onthou hier. Jy maak nog steeds die keuse of jy wil ja sê en of jy God se stem, die Heilige Gees se stem, wil ignoreer. Ek sê weer, wedergeboorte is 'n Godswerk, maar die keuse of jy wil ja sê vir die Heilige Gees is nog steeds jou keuse. Met wedergeboorte word jy deur die genade van God gestroop van jou sonde, wat jou in die sekerheid van die ewige lewe gee, waardeur jy verseker kan weet dat jy kind van God is. Wedergeboorte raak sigbaar in 'n kind van God deur die vrug van die Gees wat hy of sy in die daaglikse lewe dra. Dit behels dat jy doelbewus gehoorsaamheid aan God se wette wil en opdragte najag, as ook heiligmaking nastreef. Dit wil sê om al meer en meer
soos Jesus Christus te wil wees. Indien jy nog nie van tevore 'n oorgawe aan God gemaak het nie, en as dit die begeerte van jou hart is onder leiding van die Heilige Gees, sal ek vir jou voorgaan in 'n gebed van oorgawe. Maar luister eers wat sê Romeine 10, vers 9 tot 13. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons en word ons regverdig verklaar. Met die mond bely ons en ons word verlos. Die skrif sê tog, elkeen wat aan hom glo, sal nie beskaam staan nie. Dit maak inderdaad geen verskil of jy 'n Jood of Griek is nie. Ons het almal dieselfde Here en hy deel sy rykdom uit aan almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Wat 'n versekering. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Bid die volgende gebed net agter my aan, as dit die oortuiging van die hart is, dat u die naam van die Here wil aanroep om verlossing van u sondes, en so u lewe aan God te wil oorgee, om die ewige lewe as kind van God te ontvang. Doen dit net as u waaragtig wil breek met u sonde en sondige lewenswyse en kind van God wil wees. Ek gaan vir u voort. Almagtige God, ek weet nie uit myself nie, maar onder leiding van die Heilige Gees, dat ek 'n verlore sondaar is en nie 'n plek in die hemel verdien nie. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my sondes betaal het met sy kruisdood, dat hy begrawe is en na 3 dae in die graf deur u bonatuurlike kragte uit die dood opgewek is, as oorwinnaar oor die dood, die sondes en die Satan. Ek het berou oor my sonde, bely dit vandag voor u, en vra dat hy elkeen van my sondes sal vergewe, dat hy my sal reinig met die bloed van Jesus. Help my, deur die werking van die Heilige Gees, om weg te draai van my sonde, om permanent daarmee te breek, en u te volg vir die res van my lewe. Ek neem Jesus aan as my verlosser, en gee aan u die volle beheer van my lewe oor. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe wat ek nou het. Amen. As hierdie gebed wat u nou gebid het, die begeerte van die hart is, kyk watter versekering gee Jesus aan u. In Johannes 6 vers 47. Dit verseker ek Jesus julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Kyk wat sê die Bybel oor wedergebore kinders van God. Let wel, nie oor nominale en kulturele Christene nie, slegs Christene wat waaragtig wedergebore kinders van God is. Johannes 1 vers 12. Aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. 1 Johannes 2 vers 29. Julle weet mos dat Jesus se verhouding met God in elke opsig foutloos is. In alles wat hy doen, tree hy reg op. Dit is vir julle die toets. Elkeen wat so volgens God se wil optree, is 'n ware kind van God. Watter kragtige skrifgedeelte is dit nie hierdie nie. Ek herhaal dit weer vir u. 1 Johannes 2 vers 29, en u moet dit deel van u lewe maak, hierdie skrifgedeelte. Julle weet mos dat Jesus se verhouding met God in elke opsig foutloos is. In alles wat hy doen, tree hy reg op. Dit is vir julle die toets. Wat is die toets vir ons? Elkeen wat so volgens God se wil optree soos Jesus, is 'n ware kind van God. 1 Johannes 3 vers 9. Niemand wat deur God sy kind gemaak is, mag nog 'n gewoonte van die sonde nie, of maak nog 'n gewoonte van die sonde nie.
Hoe kan hy of sy? God het so iemand mos lewendig gemaak. Ja, uit God self is hy of sy gebore, want God is kragtig en sterk. Daarom mag die gedagte om iets te doen wat God ongelukkig maak, nie eens by 'n kind van God opkom nie. Dis hoe jy moet lewe. Waar wil ek jy lewe? Om soos Jesus Christus foutloos voor God te wees. Waar wil ek jy lewe om al meer en meer daarin te strewe om soos Jesus Christus te wees? Mag die kind van God nie 'n gewoonte maak van die sonde nie. Want hoe kan hy of sy? God het so iemand mos nou klaar lewendig gemaak. Ja, uit God self is hierdie persoon gebore, want God is kragtig en sterk. En daarom mag die gedagte om iets te doen wat God ongelukkig maak, om teen God te sondig, nie eens by 'n kind van God opkom nie. 1 Johannes 5 vers 18. Tog weet ons ook, dat iemand wat God se kind is, nie heeltyd al agter die sondes aanloop nie. Die bose, en die bose is met 'n hoofletter geskryf, dis die duiwel, kan nie hou vas op hom of haar kry nie. Die kind van God is 'n nuwe skepping, want hy of sy is nuut gebore deur die werking van die Heilige Gees. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. Wedergebore kind van God skaam hom of haar nie vir sy geloof in Jesus die Christus nie, en gaan getuig nou oor wat God vir hom of haar gedoen het. Daai begeerte in jou, daai brandende begeerte in jou, om vir die hele wêreld te gaan vertel oor wat so pas met jou gebeur het. Lukas 9 vers 26 is vir ons 'n waarskuwing. Want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens hom skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en van die heilige engele. Ons durf nie om skaam te wees vir die woord van God nie. Ons moet dit gaan uitdra. Ons moet vir die wêreld gaan vertel wat 'n verandering daar in ons plaasgevind het deur die liefde van God die Vader en die kragtige werk van die Heilige Gees, omdat Jesus Christus vir ons sondes op Golgotha betaal het. Verder lei die kind van God nou 'n dankbaarheidslewe teenoor God. Nie om gered te word nie, maar om dankie te sê vir hy of vir sy of haar redding en in gehoorsaamheid aan die woord van God. Wat sê die woord van God oor 'n dankbaarheidslewe? Jakobus 2 vers 20 en 26. Dwaase mens, almal weet dat dit niks help om te sê jy glo in God as jy nie doen wat hy sê nie. 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood. So is geloof ook dood, wanneer 'n mens nie iets doen wat God wil hê nie. Ons moet die goeie werke gaan doen. Ons moet omsien na die wees en die weduwee. Ons moet daardie glas water gee aan die bedelaar wat vir ons 'n glas water gee. Ons moenie verskoning soek om dit nie te doen nie. Ons moenie dink by onsself of vir onsself sê, maar ek gee my 10de vir die kerk. Ek het klaar gegee. Ek gee verder niks nie. Nee, dis nie hoe God werk nie. 1000 maal nee. As daardie bedelaar vir jou 'n water vra, dan gee jy vir hom 'n water. As daardie bedelaar vir jou kos gee, vra, dan gee jy vir hom kos. Maak nie saak hoeveel jy al gegee het vir God se werk nie. Maar pas op. Die Heilige Gees sal jou ook lei vir wie om te gee, want daar's baie skynheiliges daar buitekant. Die nie wedergebore kind van God sien met waaragting daarna uit om te groei in die geloof, al meer en meer te word soos Jesus Christus. Die volgende is aksies wat geneem moet word om heiligmaking na te streef. Heiligmaking is om al meer en meer soos Jesus Christus te word. Jy moet groei in jou geloof, en jy kan net groei in jou geloof deur jou Bybel elke dag te lees, beginnende by Johannes Evangelie. En as jy nie 'n Bybel het nie, praat net met God. Praat net met God. Bly in 'n verhouding met God. Jy moet elke dag bid. Jy moet gereeld aanbid in 'n gemeente waar die woord van God suiwer verkondig word. Let wel, suiwer verkondig word.
Jy moet meng met medegelowiges, sodat jy saam met hulle kan groei in jou geloof. Spreuke 13 vers 20. Wie dikwels in die geselskap van gelowiges is, leer self ook met die tyd om reg op te tree. Wie altyd net met ligsinniges en ongelowiges meng, sy lewe is leeg. Sê weer, dis nie ek wat dit sê nie. Dis die Here wat dit deur sy woord sê. Wie dikwels in die geselskap van gelowiges is, leer self ook met die tyd om reg op te tree. Wie altyd net met ligsinniges en ongelowiges meng, sy lewe is leeg. Wanneer jy 'n wedergebore kind van God is, dan stap jy weg uit soos wat ons sê, slegte geselskap. Jy kan dit nie daar hou nie. Dis drukkend op jou. Dis 'n toets of jy 'n ware kind van God is. Draai om en wys vir die mense dat jy 'n nuwe skepping in hierdie wêreld is. Dat jy nie meer die ou skepsel is nie, maar dat deur God jou deur die Heilige Gees en deur wedergeboorte 'n nuwe skepping gemaak het. Draai weg van jou verkeerde vriende en vriendinne, hulle wat jou net in versoeking wil lei, hulle wat wil hê jy moet terugkom na hulle span van die duiwel. Die volgende moet nie vergeet word nie. Niemand word 'n kind van God met geboorte nie. Deur 'n goeie mens te wees nie, omdat hy of sy of haar ouers Christene is en daardeur opgroei in 'n Christelike kultuur nie. Niemand word 'n kind van God deur enige verbond nie, deur die gebruik van nagmaal of die bediening van die doop nie, deur ervaring nie. Niemand word 'n kind van God deur 'n lidmaat van 'n kerkdenominasie te wees en kerkdienste by te woon nie. U word net 'n kind van God deur wedergeboorte. Baie persone word tydens eredienste, kerkkampe en evangelisasieveldtogte emosioneel opgesweep tot wedergeboorte. Maar kort voor lank val baie van hierdie persone weer terug in hulle ou sondes en sondige lewenswyses. Die Bybel waarsku. Hy waarsku ons baie ernstig teen so 'n menslike optrede. Galasiërs 5 vers 17 en 21b. Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees. Maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die een dag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Heilige Gees probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. Onthou, mense wat so lewe sal nooit 'n plek kry in God se nuwe wêreld of die hemel nie. Galasiërs 6 vers 7 tot 8. Moenie jouself mislei nie. God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, bly die dood jou oes. Sal jy die dood, die hel as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van God ontvang. Indien u nie permanent breek met u sondes of sondige lewenswyse nie, is u wedergeboorte 'n klug. En is daar geen verskil tussen die uiteinde en tussen u uiteinde en die van 'n heiden of 'n ongelowige nie. Die hel is u voorland. Alhoewel wedergeboorte 'n goddelike ingryping is, soos wat ek van tevore gesê is, maak elke mens self die keuse om kind van God te word onder leiding van die Heilige Gees. Wees sensitief vir die invluisteringe van die Heilige Gees in jou lewe. Hemel of hel. Dit is jou keuse. God dwing nie die hemel, die ewige lewe op jou af nie. Jy sal die stem van die Heilige Gees hoor. Jy sal die smeekinge van die Heilige Gees hoor. Maar jy sal nog self die keuse moet maak. Jy sal nog self moet sê, ja Here Jesus, ja Hemelse Vader of nee. As jy seker dat jy die ewige lewe het, dat jy hemel toe gaan, gaan kyk wat sê die woord vir u in 1 Johannes 5 vers 12 tot 13. Kom ons maak die oë toe. Dankie Here, dat ons ook in hierdie môre rondom u woord kon vergader het. Dankie dat u vir ons liefhet, dat u wil hê dat elkeen van ons moet gered word. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus.
Amen. Tot 'n volgende keer. Mooi loop. Gaan verkondig die evangelie.